Goeiemôre julle en baie welkom by vandag se aanlyn diens. Dit is so lekker om op hierdie ongelooflike geleentheid saam met julle te wees. Julle, vandag is Opstanding Sondag. Ons kan almal vandag sommer baie opgewonde raak oor hierdie dag en die storie wat dit vir ons vertel, die herinnering aan wat Jesus vir ons gedoen het, maar dat hy nie net gekruisig was nie en gesterf het vir ons sondes nie, maar dat hy opgestaan het en lewendig is vandag, is iets om oor opgewonde te raak. Vandag deel ek met julle 'n baie spesiale storie uit Lukas 24 vanaf vers 1 tot 9. Ons lees saam. Onthou voordag op die Sondagoggend het die vroue na die graf toe gegaan met die aromatiese olie wat hulle voorberei het. Daar aangekom, het hulle die steen weggerol van die ingang van die grotgraf af. Hulle het ingegaan, maar nie die liggaam van die Here Jesus daar gekry nie. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan daaroor. Skielik staan daar tussen hulle 2 mans met helderblink klere aan. Die vroue was verskrik en hulle het gesigte afgebuig grond toe. Die man sê vir hulle: "Waarom soek julle die lewende tussen die lyke? Hy is nie meer hier nie, maar hy is opgewek. Onthou julle hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het: die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag weer opstaan." Hulle het toe sy woorde onthou en teruggedraai van die graf af en hierdie dinge aan die 11 en al die ander vertel. Julle, vanoggend onthou ons wat op die Vrydag gebeur het. Vrydag, op Goeie Vrydag, was Jesus aan die kruis gehang om te betaal vir ons sondes. Hy was onskuldig. Hy het nie verdien om daar te wees nie, maar vir my en jou het hy so lief gehad dat hy gekies het om sy lewe te gee sodat ons mag leef. Nadat hy dood gegaan het aan die kruis, het hulle hom afgehaal en hulle het hom toegedraai in skoon lappe. Hulle het sy liggaam behandel en daarna het hulle hom binne in die graf gesit. Nadat hy binne in die graf geplaas was die rots toegestoot, die graf was toegestoot en hy was geseël. Daarna het hulle wagte voor die graf laat waghou, want hulle was bang dat die disippels Jesus se liggaam deur die nag gaan steel. Jesus was vir 3 dae in die graf gewees. Terwyl hy in die graf was, het daar 'n groot skud plaasgevind. Nadat hy 3 dae in die graf was, het God hom opgewek. Die soldate wat voor die graf gestaan het soos dooies neergeval. Hulle was nie dood nie, maar die Bybel sê hulle het soos dooies neergeval. Die seël van die graf was gebreek. En die rots was weggerol. Binne in die graf was daar niks behalwe sy klere oor nie. Hy was nie meer daar nie, want hy het opgestaan. Ons het Vrydag onthou hoekom Jesus deur al daardie pyn en lyding moes gegaan het. Hy het vir ons sondes betaal aan die kruis met sy bloed. Maar hy het nie in die graf gebly nie. Julle, hy het opgestaan en hy is lewendig. Hy het die dood oorwin. Die Bybel sê dat hy sit aan die regterhand van die Vader en hy is besig om 'n plek voor te berei vir jou en vir my, sodat die wat hom kies ook die ewigheid kan binnegaan en saam met hom kan wees. So vandag, soos wat julle 'n Paasfees vier, onthou dat hierdie tyd gaan nie oor 'n Paashaas en 'n Easter egg hunt nie. Alhoewel daai goed lekker is om aan deel te neem, dit is nie waaroor hierdie tyd gaan nie.
Hierdie tyd gaan oor Jesus en dit wat hy vir ons gedoen het. Die groot prys wat hy vir my en vir jou betaal het. Kom ons vier hom vandag, soos wat ons saam om ons tafel sit om te eet en lekker saam met ons gesinne kuier. En vanaand as jy bed toe gaan, onthou om dankie te sê. Onthou om dankie te sê vir dit wat hy vir jou gedoen het. En vir die groot prys wat hy vir my en jou betaal het, sodat ons ook mag lewe hê. Ek hoop om julle weer volgende week te sien, dan skop ons af met ons nuwe reeks vir die kwartaal. Lekker Sondag verder vir julle, kom ons sluit ons oë saam. Hemelse Vader, dankie dat Jesus vir my sonde aan die kruis kom betaal het. Dankie dat ek kan weet U het die dood oorwin. Help my om nooit te vergeet wat U vir my gedoen het nie. In Jesus naam. Amen.